Het jy geweet as jy jou geloof gereeld deel met ander, dan floreer jy. Ek lees vandag wat Paulus destyds geskryf het in Galasiërs 6 vers 9. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Nou in sy eerste eeu konteks het Paulus hierdie woorde aan die gemeente van Galasië geskryf om hulle te herinner dat volharding in geloof en volharding in goeie werke uiteindelik vrug sal dra. Die gemeente se dikwels vervolging, armoede en selfs interne verdeeldheid beleef. Maar die praktyk om jou geloof in Christus te deel is nie net vir jouself nie, maar ook vir die geloofsgemeenskap iets wat rigting en hoop gee, en dis wat hy hulle mee bemoedig. En dan nooi jy ook ander aan om aan te sluit by 'n groter doel as net jouself. Onder die gereelde druk van nasionale, internasionale slegte nuus wat ons so gereeld hoor en sien, kan 'n mens nogal gou moed verloor. En tog is die interessante, as jy jou geloof in Christus met ander begin deel, dan skep dit beslis meer fokus en betekenis. Jy tel as dit ware jou swaard op teen die vyande van die dag, en dit skep weer moed vir die uitdagings. Jy kan jou geloof gereeld deel deur 'n eenvoudige gesprek, deur 'n boodskap van hoop, deur 'n daad van vriendelikheid. En so bly jy verbind aan 'n groter doel en betekenis in jou lewe, en bovendien bou jy 'n brug van verbondenheid met iemand anders, met ander gelowiges ook. En dan, soos Paulus sê, kom die oes op die regte tyd, soms in die vorm van 'n vriend wat weer moed kry, 'n kollega wat hoop vind, of 'n gemeenskap wat sterker saam staan. Navorsing in die positiewe sielkunde bevestig dit nogal. Kenneth Parkerman wys daarop dat godsdienstgerigte ondersteuning, soos die deel van geloofservarings en hoop, nie net persoonlike welstand verhoog nie, maar ook interpersoonlike bande versterk en eensaamheid verminder. So deel jou geloof gereeld. Jy sal floreer en ander help floreer. Leef geïnspireerd.